God wil hê jy moet hierdie boodskap hoor. Daar is 4 dinge wat jou vrede stilweg steel, sonder dat jy dit besef, sal jy hierdie boodskap deel om iemand anders mee te seën. Nommer 1 is bekommernis. Filippense 4:6 sê, wees oor niks besorg nie, maar jy dra môre se probleme vandag. Jy lê 11:00 in die aand wakker en jou kop speel die ergste moontlike scenario af oor en oor. Wat as ek my werk verloor? Wat as die uitslag sleg is? Wat as alles in mekaar val? Maar hier is die waarheid, 99% van dit waaroor ons bekommer, gaan nooit eers gebeur nie. Bring dit na God toe, voordat jou van binne vernietig. Nommer 2, negatiewe woorde oor jouself. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy maak dalk een fout by die werk of waar ook al, en dan sê jy vir jouself, ek is dom, ek is pateties, ek kry niks reg nie. Een fout, en nou herhaal jy dit oor en oor. En later glo jy wat jy herhaal. God sê vir in Psalm 139, jy is wonderbaarlik gemaak. Wie gaan jy glo? Jou slegste dag of jou skepper? Begin te praat wat God oor jou sê. Nommer 3, om almal tevrede te hou. Galasiërs 1:10 sê, as ek nog mense probeer tevrede stel, sal ek nie 'n dienaar van Christus wees nie. Jy sê ja vir almal. Jy doen vir almal gunsies, want jy is bang om iemand teleur te stel. En voor jy weet, verloor jy jouself om ander mense gelukkig te hou. Jy gee en jy gee en jy gee tot daar niks oor is van jouself nie, en dan brand jy uit. Jy is nie geskep om almal se goedkeuring te dra nie. Jy is geskep om aan God te behoort. Nommer 4, verhoudings wat jou vrede steel. 1 Korintiërs 15:33 sê, slegte geselskap bederf goeie sedes. Party mense steel nie jou vrede alles op een slag nie. Hulle steel dit stadig, dag vir dag, gesprek vir gesprek. Daar is iemand in jou lewe, luister mooi vir my. Elke keer na jy met hulle gepraat het of met hulle gekuier het, dan voel jy leeg getap, jy voel kleiner, jy voel moeg, jy voel onseker oor jouself. Vrede begin wanneer jy ophou vasklou aan dit wat die vrede steel. Hemelse Vader, kalmeer hierdie persoon se gedagtes van al die stres, van al die vrees, van al die oordinkery, van al die bekommernis oor dinge wat buite hulle beheer is, en verander die manier waarop hulle dink, sodat hulle ophou dink wat as alles verkeerd gaan, en begin dink, selfs as alles verkeerd gaan, is God nog steeds met my. Maak hulle geloof groter as hulle vrees. Soveel van die dinge waaroor hierdie persoon wakker lê in die aand, gebeur nooit eers nie. En selfs wanneer dit wel gebeur, bly u nog steeds getrou. Laat hierdie persoon vandag voel, ek is nie alleen nie, ek is in God se hande en dit is genoeg. In Jesus se magtige naam bid ek dit, amen. As hierdie boodskap jou geraak het, deel dit met iemand wat dit vandag moet hoor. As jy gebed nodig het, gaan deel jou gebedsversoeke op my daaglikse hoop app, op die gebedsmuur. Die skakel is hierbo in die plasing en in die comments hieronder.